Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here vir ons 'n goeie nag se rus gegee het. Ek vertrou dat dit goed gaan met u, dat dit goed gaan met u geliefdes en dat u ook reg is vir hierdie dag wat die Here ons gegee het. Kosbaar om te weet, dis die dag wat die Here gemaak het. Ons kan daaroor juig en bly wees. Nou vriende, is 'n voorreg om vanmôre te weet dat ons ook die waarheid van God se woord in ons eie taal mag hê. En ek is die Here dankbaar om die oordeenkings met u te deel elke weeksoggend. En ek wil maar vir u vra dat u sal onthou, dis nie 'n professionele opname hierdie nie. Ek vat my selfoon en ek sit my WhatsApp aan en ek neem die boodskapie op om vir u hierdie waarhede in u huis te bring. Daar by u kantoor, daar waar u ry in u kar, om kosbare Bybelse waarhede aan te hoor wat u dan ook in u lewe kan toepas om meer te lewe, om God te verheerlik. Dankie vir elkeen wat so getrou luister daarna en mag die Here vir u seën en opbou in die allerheiligste geloof. Nou vriende, vanmôre gaan ons by 'n vraag stil staan en dit probeer beantwoord. Wat gaan aan in die kerk van Jesus? Nou, die boodskap is gebore uit 'n klompie statistieke wat ek onlangs op Ligonier Ministries se webtuiste gevind het. Nou, Ligonier Ministries is die amptelike platform van Dr. R.C. Sproul, 'n gereformeerde platform waar kosbare Bybelse leringe gegee word. Artikels wat geplaas word, boodskappe wat gepreek word, en wat 'n geweldige seën om na hierdie webtuiste te gaan en dan deur hierdie dinge te lees. Hulle praat oor geweldig baie kwessies en aspekte vanuit 'n Bybelse perspektief. En een van die dinge wat my getref het, waarmee ek met u wil praat vanmôre, is wat in die deursnee evangeliese kerk aan die gang is. Nou, as mense sê hulle is deel van 'n evangeliese kerk, dan bedoel hulle, ons is in 'n kerk wat glo dat die Bybel God se gesag is. Dit is geïnspireer deur die Heilige Gees. Ons glo dat Jesus God is wat mens kom word het. Hy's redder, hy's verlosser, en dan klompie van hierdie protestantse beginsels wat ons al met u gedeel het. En tog vind ons skokkende statistieke wat vrygestel is in 2025 oor die deursnee evangeliese kerk, in besonder dan in Amerika, wat maar die toonaangewende land in die wêreld is. Nou vriende, hierdie statistiek is ook op ons van toepassing, want ek wil vir u sê, as dit in Amerika so gaan, wil ek nie weet wat die statistiek in Suid-Afrika is nie. En kom ek deel met u 'n paar van hierdie statistieke, en dan gaan u agterkom, daar is probleme in die kerk van Jesus, en ons moet by 'n Bybelse oplossing uitkom. Die eerste vraag wat gevra is, was onder 'n klomp mense wat deelgeneem het landwyd, is hierdie vraag uitgestuur, en mense het deelgeneem aan hierdie vraag, en die statistiek het teruggekom en gesê dat 98% van evangeliese kerke glo aan God drie-enig. God is een in wese. Hy maak hom bekend in 3 persone, Vader, Seun, Heilige Gees. Al verstaan ons nie die volle omvang daarvan nie, het God homself so in die woord aan ons geopenbaar. Maar die skokkende is dat 53% van evangeliese kerke glo nie dat die Heilige Gees 'n persoon is nie, dat hy 'n persoonlike wese is nie, dat hy die gees van die drie-enige God is nie. Maar hulle sê dat die Heilige Gees is eintlik maar net 'n krag of 'n energie wat in die kerk werksaam is. En ek dink, dit kom maar van hierdie kerke wat met soveel boosheid besig is. Vriende, die Gees werk ewe skielik en die Gees se energie gaan deur die kerk en mense val om en hulle praat in vreemde tale, of kom ek sê eerder brabbeltale. Hulle lag in die Gees, hulle hardloop rond in die kerk, hulle vorm 'n treintjie. Daar's allerhande weird en bizarre goed wat aangaan. En nou sê hulle, dis die krag en die energie van die Gees wat werk in die kerk. Vriende, wat 'n skokkende statistiek, dat kerke wat hulle self as evangelies beskou, nie glo dat die Heilige Gees die derde persoon is van die goddelike drie-eenheid nie, maar hy's 'n krag en energie. En dit slaan eintlik die 98% vir 'n 6. Want jy kan nie sê, ek glo dat God een in wese is, en homself bekend maak in 3 persone, en dan die volgende oomblik sê dat die Heilige Gees het 'n krag en 'n energie is nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, ek het reeds daaroor gepreek. Die Heilige Gees is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. 'n Volgende statistiek wat skokkend was, is dat hulle glo 64% van evangeliese kerke glo dat mens is onskuldig gebore in die oë van God. Elke mens sondig 'n klein bietjie, maar dit is nie so erg nie. So met ander woorde, dit wat die skrif vir ons leer oor die mens, wil hulle basies tot niet verklaar, want die Bybel sê vir ons in Romeine 3, vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle almal het afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. In hulle mond is
daar vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. God sê aan die een kant dit van die mens en tog in hierdie statistiek sê 64% evangeliese kerke dat die Bybel eintlik verkeerd is en dat die mens eintlik inherent goed is. In Engels staan daar everyone sins a little, but most people are good in the sight of God. Vriende, daar is 'n groot probleem in die evangeliese kerke. Ons is besig om te beweeg na 'n vreemde Jesus. Ons is besig om te beweeg na wat die sektekerke glo. En dit is goed wat buite die skrif is. Goed wat nie deel is van die kerk van Jesus oor al die eeue nie. 'n Volgende statistiek, en dit is die kersie op die koek waarmee ek gaan afsluit. 47% van evangeliese kerke glo dat God alle tipe van aanbidding aanvaar. Ek lees vir u. God accept the worship of all religions, including Christianity, Judaism and Islam. Vriende, dis skokkend as ons hierdie goed lees, dat kerke wat hulle self as protestante beskou, as evangeliese kerke, as kerke wat bou op die waarheid van God se woord, sê dat die Here aanvaar al die aanbidding. Of dit nou moslems is, of dit nou die Jode is, wat Christus verwerp, of dit nou Christene is, alle paaie lei na Rome, almal aanbid aan dieselfde God, en die Here aanvaar al hierdie aanbidding. En wat is die probleem? Wat gaan aan in die kerk van Jesus? Vriende, mense lees nie meer die Bybel nie. Mense glo nie meer dat die Bybel God se gesag is en sy finale gesag is nie. Mense leen hulle ore uit vir elke prediker, elke profeet, elke valse leraar wat die ronde doen. En die evangeliese kerk is besig om in die rigting te beweeg van sektarisme. Wat is sektarisme? Sektarisme is wanneer 'n mens die godheid van Jesus ontken, wanneer 'n mens die woord van God se gesag uitdaag, wanneer 'n mens duidelike Bybelse beginsels begin bevraagteken en iets opper wat lynreg teen dit is wat die Bybel leer. Dit is kerke soos die Jehova Getuies, die Mormoonse kerke, die Sewendags Adventiste, Islam en baie ander kerke. Daarom is die waarskuwing vanmôre vir my en vir jou op hierdie Vrydagoggend dat ons moet terugkeer na die Bybelse beginsels. En vriende, 'n baie goeie aanduiding is die 5 solas. Die gedagte van die woord alleen, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen, tot eer van God alleen. Die woord van God is deur die Gees van God ingegee, sodat ons duidelike onderskeid kan tref tussen reg en verkeerd. Wat gaan aan in die kerk van Jesus? God se woord is besig om agterweë te bly. Mense maak, verskoon asseblief die harde uitdrukking, maar 'n breinlose, ondeurdagte uitlating, wanneer hulle hierdie goed uiter, wanneer hulle sê, maar hoor hierso, die Heilige Gees is nie 'n persoon nie, maar 'n krag. 64% glo dat die meeste mense goed inherent is. Hulle is nie eintlik sondig nie. Elkeen het so 'n bietjie voete van klein, hier en daar doen ons kwaad, en dat die Here die aanbidding van almal aanvaar. Mag u en ek opnuut weer terugkeer na die God van die Bybel, die woord van God, dat ons die waarheid van die woord sal hoogag, dit sal uitleef, sal verkondig aan elke nasie, volk, taal en stam. En mag u en ek getroue stryders wees, om nie in hierdie laat uur aanpassings te maak, terwille van die kultuur en die tyd nie, maar dat ons oë gefestig sal hou op Jesus. Vriende, baie sterkte vir u, baie seën, ons sien mekaar Sondag, berei u hart voor vir die waarheid, en mag die Here vir ons baie ryklik saam seën. Groete vir u, mooi dag verder, tada.